Dan gaan ons saam lees uit Levitikus hoofstuk 25. En hierdie gedeelte sluit natuurlik aan by die boodskap later na afloop van die sang. Nou, Iwer vandag aangaan met die reeks en rit. So hierdie is 'n belangrike stukkie om net te verstaan, wat is die agtergrond van wat in rit hanteer gaan word vandag. So kom ons lees saam Levitikus 25 vers 23 tot 28. Die grond mag nie onherroepelik verkoop word nie, want aan my behoort die grond. Ja, julle is vreemdelinge en bywoners by my. Met enige grond wat julle geërf het, moet julle die terugkoop van die grond toestaan. Wanneer jou broer verarm en van sy erfgrond moes verkoop, moet sy losser, wat die naaste aan hom is, kom en die verkoopte deel van sy familielid loskoop. Wanneer iemand nie 'n losser het nie, en hy kan dit bekostig wanneer hy genoeg bymekaar gemaak het vir die terugkoop, moet hy die jare bereken vandat dit verkoop is en die balans teruggee aan die man aan wie hy dit verkoop het. Hy moet dan terugkeer na sy erfgrond. As hy egter nie genoeg bymekaar kan maak om dit aan hom terug te gee nie, bly die deel wat verkoop is in die besit van die een wat dit gekoop het, tot die jubeljaar. In die jubeljaar moet dit loskom en mag die man na sy erfgrond terugkeer. Ons lees dit sover. Terwyl jy na rit 2 toe blaai, wil ek jou nooi om vanaand te kom. Ek het 'n videoetjie gemaak en dit op my status op WhatsApp gedeel. 'n Paar van julle het dit dalk gesien. So daar is 'n massiewe identiteitskrisis in mense se lewens. Seuns weet nie meer as ek 'n seun of 'n dogter nie in ons wêreld. En as ek dink aan mans wat werkloos is, een van die eerste dinge wat jy mense vra as jy hulle ontmoet is, so wat doen jy? Jy weet, asof jou identiteit lê in wat jy vir 'n lewe doen. En dan mans wat werkloos is, voel hulle is niks werd nie, hulle kry nie werk nie, hulle kan nie vir hulle gesinne sorg nie, dan dink hulle weet nie wie hulle is nie. Hulle koppel hulle identiteit daaraan. Sonde in jou lewe as 'n Christen. Jy stry teen hierdie sonde en dan dink jy dit definieer wie jy is. Maar dit is nie so nie. So ek wil jou nooi om vanaand te kom, ek gaan daaroor praat. Wie is ek? Who am I? Vanaand 5:00. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons buig nou voor U in afhanklikheid. Ons het U nodig, ons het die Heilige Gees nodig. Here Jesus, ons het U nodig, want sonder U kan ons niks doen nie. Daar kan niks goed voortkom in ons lewe sonder U nie. Geen goeie vrug nie. Geen verandering blywend in ons lewe nie. Geen goeie en nuwe gewoontes nie. Geen nuwe karakter nie. En ons vra dat U vir ons sal help met ons praat. Heilig ons in die waarheid. U woord is die waarheid, Vader. Amen. So rit 2 vers 13 tot 23 en die tema wat ek gekies het, God het jou nie vergeet nie. Kom ons lees saam. So net so 'n opsomming gou vir jou. Rit en Boas, Rit is 'n weduwee, sy mag koring gaan optel op enige plaas. Sy mag nie die koringare afbreek nie, maar wat ook al geval het of hulle vergeet het, die mense wat oes, dit mag sy gaan optel, die wet sê dit. En so nou gaan doen sy dit en sy ontmoet vir Boas, sy weet nie wie hy is nie. Hy is net 'n baie gawe ou en hy sê, mag die Here jou seën, want jy het na die God van Israel toe gekom en sy kom van die buiteland af, sy's 'n Moabiet. En nou hier is wat sy antwoord vers 13. Sê sy vir Boas, "U's goed vir my meneer." Antwoord sy, "U het my immers jammer gekry. Ja, u het mooi gepraat met my. U diensmeisie, terwyl ek nie eens een van u slavinne is nie." Teen etenstyd sê Boas vir haar, "Kom hier, kom eet van die brood, doop jou stukkie in die asyn." Sy het langs die sneiers gaan sit en hy het vir haar gebraaide koring aangebied.
Sy het geëet totdat sy versadig was en selfs nog daarvan oorgehou. Toe sy opstaan om weer te gaan are optel, het Boas sy werkers opdrag gegee en gesê, sy mag ook tussen die hoopies optel. Julle mag haar nie verneder nie. Julle moet selfs vir haar are uit die bondels uittrek en dit laat lê sodat sy dit kan optel. Julle mag nie met haar raas nie. Rut het tot die aand toe opgetel in die land. Sy het toe uitgeslaan wat sy opgetel het. Dit was ongeveer 'n eva, dis 22 liter of 13 kilogram, gars. Sy het dit gedra, en toe sy in die dorp kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Daarop haal Rut ook van die kos uit wat sy oorgehou het, nadat sy genoeg geëet het, en gee dit vir haar skoonmoeder. Haar skoonmoeder vra haar toe, waar het jy vandag hare opgetel? By wie het jy gewerk? Mag die een wat jou bevoordeel het geseënd wees. Sy vertel toe vir haar skoonmoeder by wie sy gewerk het. Die man by wie ek vandag gewerk het, se naam is Boas. Naomi het vir haar skoondogter gesê, mag hy geseën wees. Geseën word deur die Here wat nie nagelaat het om sy verbondstrou aan die lewendes en die dooies te bewys nie. Naomi het ook vir haar gesê, die man is verwant aan ons. Jy kan net sien die opgewondenheid. Hy is een van ons lossers. Rut die Moabiet sê toe, hy het ook vir my gesê, jy moet by my werkers bly, totdat hulle met my hele oes klaar is. Daarop sê Naomi vir Rut haar skoondogter, my dogter, dit is goed, dat jy saam met sy vrouewerkers uitgaan, sodat mans jou nie op 'n ander land lastig val nie. Rut het Boas se vrouewerkers gevolg en are opgetel, totdat die garsoes en die koringoes verby was. Sy het in die tyd by haar skoonmoeder gebly. Nou die Here sê vir ons, hy het jou nie vergeet nie. Hy sê dit in 'n baie mooi versie in Jesaja 44 vers 21, jy sal nie deur my vergeet word nie. En wanneer Israel in Jesaja 49 sê, maar die Here het ons vergeet, dan sê hy vir hulle in vers 15, kan 'n ma die kind wat aan haar gedrink het vergeet? Dit gebeur soms. Party ma's laat nie as daai kind lewe nie. Nog voor hy gebore is, neem hulle sy lewe. So die Here sê, 'n ma kan vergeet, maar jy sal nie deur my vergeet word nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Waaraan dink jy? Weet jy hoekom mis ons dit? Wanneer ons swaar kry, of wanneer dit sleg gaan in ons lewe. Weet jy hoekom dink ons die Here het ons vergeet? Want baie keer soek ons wonderwerke. Ons dink die Here moet op een of ander bonatuurlike manier ingryp en dan moet 'n wow oomblik wees, dan weet ons die Here is met ons. En wat baie dikwels gebeur is die Here werk op gewone maniere deur gewone mense in ons lewe. En dan sien ons dit nie raak nie. Dink maar aan Naaman. Ek wou eintlik daai storie vir die kinders vertel, maar kom ek vertel hom gou. So Naaman was 'n melaatse. Hy was die generaal van die weermag van Sirië. En toe het hulle 'n meisie ontvoer uit Israel uit, en toe word sy nou 'n dienskneg en sy werk daar in Naaman se huis. En die meisietjie sê, 'n jong dogtertjie, sy sê vir die vrou, die baas, sy sê, o, meneer Naaman is siek, hy's melaats, maar daar's 'n profeet in Israel, hy kan van Naaman genees. En toe stuur hulle nou boodskappers Israel toe, stuur vir die koning, en die koning skeur sy klere, hy sê, wil hierdie man nou met my die spot dryf, kan hom genees. En toe sê iemand, koning, daar's 'n profeet in Israel, sy naam is Elisa. En toe kom hierdie Naaman na Elisa toe, en Elisa kom nie eens uit die huis uit nie. Hy stuur net sy dienskneg Gehasie, en hy sê vir hom, gaan sê vir Naaman, hy moet 7 keer in die Jordaan gaan was. Hy moet homself doop in die Jordaan 7 maal, en dan sal hy genees wees. Toe is Naaman so woedend, presies oor hierdie rede. Want ek dog die profeet sal uitkom, en hy sal sy hand waai, in die naam van die God van Israel, en ek sal gesond word, en hy's woedend, en hy gaan weg. En sy diensknegte sê, maar generaal, hoor jy nie wat sê die man nie? Jy kan genees word. En toe gaan hy en hy doop homself 7 keer in die Jordaan, en toe sy vel so sag en gesond soos 'n baba se. En toe is hy dankbaar. Maar ons is partymal soos Naaman. Ons dink die Here moet een of ander groot werk doen
in ons krisis en dan mis ons eintlik sy werk, want hy werk op gewone maniere ook, deur gewone mense. Amper soos daai vrou, julle ken daai storie van die vrou, Jesus het gesê hy gaan by haar kom kuier daai dag. En toe wag sy nou vir Jesus, en toe kom hom mos die boemelaar, en hy's honger, en hy ken regtig die Here hierdie ou, maar hy's net down and out. En hy sê, hy wil net 'n bietjie kos hê, hy sê, man, ek het nie nou tyd om vir jou 'n broodjie te maak nie, Jesus kom by my kuier. En toe kry sy 'n oproep van hierdie persoon wat siek is, iemand in die gemeente, en hulle vra, kan jy nie net 'n draai maak, ek kan nie vandag nie, Jesus kom by my kuier. En uiteindelik die aand het Jesus nie gekom nie. En toe gaan sy op haar knieë en sy sê, maar Here, hoekom het U nie gekom nie? Toe sê ek was daar. Want as jy, ek het jou kom besoek, maar jy het my nie herken nie. Ek was siek, jy het my nie kom besoek nie. Jesus sê mos, as jy dit vir die minste van my broers gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Rit 2 leer vir ons, God werk nie net deur wonderwerke nie. Hy werk deur alledaagse dinge, alledaagse omstandighede en die mense wat jou pad kruis. Hy is daarin ook. So kom ons sien dit hier, hoe die Here voorsien het. So nommer 1, die Here voorsien. En dis in vers 13 tot 18, ons het dit klaar gelees, en dan vers 21 tot 23. So hier's Rut nou, nadat Boas so gaaf is met haar, en sê, ja, jy kan maar op my plaas optel. Ek het nie 'n probleem nie, ek help graag. Dan kom ons in vers 13, en dan sê, dis nou waar ons teks begin vandag, dan sê Rut, meneer, jy's so gaaf met my, jy kry my jammer, jy praat so mooi met my, jy praat trooswoorde, jy praat so saggies met my. So Rut is nie aanmatigend nie. Sy is nie voor op die wa nie en sê, kyk, die wet sê, ek kan dit vir jou aanhaal, uit Levitikus 19, staan daar, ek mag op jou plaas kom optel. Nee, sy is nie aanmatigend nie, ek het so 'n man gehad hier, ek kry baie mense, hulle sien jy bly langs die kerk, dink hulle jy predikant, hy moet vir ons gee, en dan kom klop hulle hierso, dan vra hulle vir kos, en eendag kom 'n man en hy sê, nee, hy soek 'n bietjie seep, hulle wil seep hê so we can wash. Ek was bietjie stupid, en ek dink, hulle wil seker klere was, en ek gaan haal bietjie Bio Classic, ek sit dit in 'n sakkie, ek gee dit vir die ou, hy sê vir my, is this what we asked for? Is this what we asked for? Ek sê, luister, gee maar die seep dan terug. Rut is nie so nie. Rut staan nie op haar regte nie. Rut is nederig. En sy kom, en sy praat baie respekvol met Boas. Sy sê vir hom in vers 13, meneer, die ESV sê, my Lord. Dis is, Sarah het mos so gepraat van Abraham, nee, my Lord. Baie respekvol. Ek en Deidre is hier by Spar, Glen Eiker Spar. Ons het ietsie gaan doen, en my skoonma sê, sy so lus vir slap chips. Kan ons nie sommer van net slap chips kry by daai vis en chips winkel nie. En ons stap daarin, en ons wil nou die chips bestel, en daar's 'n man en vrou voor ons. Ek het so skaam gekry. Ek wil die Engelse woord embarrass gebruik. Ek was so embarrassed vir daai man se part. Hoe sy vrou, man, sy sit op sy kop. Hy bestel ietsie, sy sê, don't say you want large, how big must it be? Sê sy vir 'n man. En nou staan die verkoopsman daar, en hy is ook maar verleë, en Deidre en ek staan daar, en sy garra man, en hy sê, and then can I have chips? How many chips do you want? Tell the man. So gaan sy aan, en ek sê toe vir Deidre, wag hier, ek gaan kar toe, ek gaan haal van daai miljoen-rand traktaatjies, ek gaan terug, en toe ek terug gaan, toe kom sy aan haar man uitgestap, toe sê ek, here's something for you to read. Kyk sy so, sy draai dit om. Oh, I have Jesus in my heart. Okay, leef nie so nie, Tannie. Rut is nie so nie. Rut is nie so 'n vrou nie. Sy is so respekvol met Boas. Sy is so dankbaar dat hy vol genade is, dat hy troos haar, sy troos bedaar haar vrees. Ek kyk weer vers 13. Jy is goed vir my, meneer, antwoord sy, het my immers jammer gekry, ja, jy het mooi met my gepraat. Die diensmeisie, terwyl ek het nie eens een van die slavinne is nie. Daai woord diensmeisie in die Hebreëus beteken letterlik iemand wat deel is van jou huishouding. Jy word hanteer asof jy deel van die huishouding is. Sy sê, ek's nie eers deel van jou huishouding, jy is so gaaf met my. Want onthou julle in vers 4, laas keer, toe hy by die plaas aankom, dan groet hy sy werkers, hy sê, die Here wees met julle. En nou is hy so gaaf met haar ook.
En sy is so dankbaar en daar waar dit sê, het mooi met my gepraat. Daai woordjie in die Hebreëus ook beteken, jy het na my hart gepraat. Hy praat so sagmoedig met haar. Hy spreek na haar hart. Dit is so in kontras met wat ons sien in baie huwelike. Hulle is nou nog nie eers getroud nie, hulle gaan nog trou, volgende week. Maar dit is so in kontras. Een Sondag aand, dit moes hier by die jaar 2006 rond gewees het. Ek was vroeg in my bediening, nie in my bediening, en ons het daai dae nog middernagdiens gehad op 31 Desember. Maar nou doen ons dit nie meer nie. En die area is nou nie so goed nie, maar ons hou 'n middernagdiens, en ek het net begin, ek so end in die preek in, toe hoor ek 'n gerumoer hier buite. En dis 'n geskree en 'n gevloek. En toe sit 'n man, wat woedend was, dat sy vrou kerk toe kom. Hy het al verbied om kerk toe kom. Hy is 'n ongelowige. En toe het hy al hier in die parkeerarea kom vloek en skel, al hier kom uithaal. Sy moet huis toe gaan. Nee, kyk hoe mooi is Boas met Rut. Hy praat na haar hart. Hy praat saggies met haar. Hy is so gaaf. Hy sê in vers 14, etenstyd sê Boas vir haar, kom hier, kom eet van die brood, doop jou stukkie in die asyn. Nou dis ongewoon, hè? Want 'n Jood eet nie saam met heidene nie. Sy is nie 'n Jood nie, sy is 'n Moabiet, sy is van 'n ander land. En nie net is sy 'n heiden nie, sy is 'n Moabiet, soos ek sê, en die Moabiete is nie welkom nie. Deuteronomium 23 vers 3 tot 6, want hulle het vir Biliam gehuur om Israel te vervloek. Nou Boas is 'n half heiden, maar hy het daarom Joodse bloed ook, want sy ma is 'n Kanaaniet, Rahab die prostituut. En so hy is so gaaf, hy nooi haar, hy sê kom sit hierso, en dan gee hy vir haar, vers 13 sê in die tweede deel, sy het langs die snyders gaan sit, en hy, Boas, het vir haar gebraaide koring aangebied. Nou hierdie koring of gars, dis nou wat hulle sou braai op 'n warm klip, dan rooster hulle hierdie koring of die gars, of in 'n warm pan, en nou gee hy vir haar dit aan, en sê hy, kom doop jou stukkie in die asyn. Nou daai asyn is nou nie pure asyn nie, wie wil nou sy brood in pure asyn doop? Ek weet nie of een van julle dit wil doen nie, maar dit is 'n vinaigrette. So hulle vat 'n bietjie olyfolie, sit dit saam met die asyn, en dan vat hulle verskillende kruie, amper soos daai slaaisous wat jy koop, nie die creamy een nie, die een wat jy die laas so sien, jy sien hier, en dan sien jy 'n bietjie olie, en dan sien jy 'n bietjie kruie, dis so ietsie, wat hulle gemaak het, en hy sê, kom doop dit hier. Ek het nou nogal gewonder, ek weet nie of ek reg is nie, so ek moet my nou nie stenig hieroor nie, maar ek het gewonder, of wanneer hy vir al daai gebraaide koring aangee, dis nie net, want sy sit daar en is ongeskik om te strek oor die, dat hy dit so aangee, ek dink nie dis net dit nie, ek wonder of dit daai gedagte is van jou eregas, gee jy die broodjie vooraan, en dan, julle onthou toe Judas Jesus verraai, toe doop hy dit in daai sousie, en hy gee dit vir Judas, om te sê, Judas, jy het 'n kans nog om jou te bekeer, ek hanteer jou as 'n eregas, en ek wonder of Boas so ietsie met Rut doen hierso, of hy sê hierso, en hy gee dit vir haar, om te sê, jy's 'n eregas hierso, jy's so welkom, hier op my plaas, en dit is vir my 'n voorreg om jou te help. Goed, ek is nie seker of dit is nie, of dit nou, ons moet meer as sien as net 'n etensbreek, tog dink ek daar is iets, en hier sal ek bietjie sterker staan, ek dink, hierdie is nie net gewone, wat julle kry by julle werk, lunchbreak nie. Ek dink hierdie is, ja, dis etensbreek, maar ek dink hier's 'n verbondsmaal, 'n covenant meal, soos byvoorbeeld, Moses se skoonpa, hy was 'n heiden, Jethro, en toe kom hy op 'n stadium na Moses toe hulle in die woestyn is, in Exodus 18, en toe bring hy 'n offer, en toe eet hulle saam. Dit is 'n verbondsmaal om te sê, Jethro, jy het na die God van Israel toe gekom. Jy is welkom, jy is onder sy beskerming. En of dieselfde hier gebeur met Rut, want hy het in vers 12 al gesê, jy het kom skuil onder die vleuels van die God van Israel. Sy het in hoofstuk 1 gesê, vers 16, het sy vir haar skoonma gesê, jou volk is my volk, jou God is my God. En nou of Boas sê, Rut, jy het nou kom beskerming vind by die God van Israel. Jy het 'n verbond met hom. Dis nie net pinky promise nie. Dit is soos 'n huwelik. Daar's 'n plegtige belofte wat gesweer word. En God vir Rut sê, jy is onder my beskerming, Rut. Jy is onder my sorg. Nou is daar hierdie ete om te wys, hierdie God, net soos wat jy nou kos het om te eet, hierdie God sal altyd vir jou sorg. Hierdie God sal vir jou omgee. Hierdie God sal vir jou beskerm.
Psalm 111 vers 5. Hy gee kos, die Here gee kos aan die wat hom vrees, hy onthou sy verbond vir ewig. Dis nie net, hy gee kos vir al die voeltjies en hy gee reën op die ongelowiges se plase ook nie. Nee, hierdie is 'n baie spesiale ietsie, 'n baie spesiale sorg waarvan ons hier praat. So uiteindelik, wie is dit wat vir jou sorg? Boas, Sassa, jou pensioenfonds, jou werkgewer, jou pa en ma, jy bly nog in die huis, koop nie jou eie 2-minute noodles nie. Uiteindelik is dit nie die wisselkoers nie. Dit is nie die ekonomie wat goed moet wees nie. Al stort al daai dinge in duie. Al verloor jy jou werk. Al gaan daar fout met jou Sassa. Al is daar probleme met die pensioenfonds. Enige ding onder die son, God bly Yahweh Jireh. Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Dis hy wat die voorsiener is en ons sien dit hier vir Rut. Ons sien hoe hy oorvloedig sorg, hoe hy oorvloedig gee vir Rut en Naomi. Nou, hoe sorg die Here gewoonlik vir ons? Val daar brood uit die hemel, manna. Hoe sorg hy gewoonlik vir ons? Gewone manier. Krag om te kan werk. 6 dae met jy werk. As iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie, sê die Bybel. So Rut werk hard. Sy tel gars op, kyk in vers 7, aan die einde van die vers, sy het gekom van vanoggend af, tot nou toe is sy nog op haar voete, en dan in vers 17 sê, sy het tot die aand opgetel in die land. Vanoggend tot aand werk Rut. Dis hoe die Here vir Rut voorsien. Ja, sy het hierdie voordeel wat weduwees en vreemdelinge het, jy kan op 'n plaas gaan optel wat geval het, maar sy werk daarvoor. En dan wan sy dit uit, so jy vat 'n stok, so kom ons kyk sommer, dalk moet ek van voor af begin dan, op die skerm asseblief. So daar's garslande, daai aan die linkerkant, dis nou as dit nog nie ryp is nie, regterkant, dis hoe dit lyk as dit ryp is, gereed om geoes te word. Volgende een, daar's dit gereed om geoes te word, net so 'n bietjie inzoom. En daar is dit nou as dit gepluk is, want jy nou die garsare, hulle sny dit mos af met 'n sekel en maak dit in bondels. En dan jy so 'n dorstok, dan slaan hulle nou die gars uit, so vir die kinders. Daai lyk net soos 'n klomp gras, dis nie gras nie, dis gars, anders gespel. En dan slaan jy dit, dan sal sulke doppies, gaan net terug na die vorige een toe. Daar's sulke korreltjies, maar hulle is binne in doppies, nou moet jy dit slaan dat daai korreltjie uit die doppie uitkom. Goed, terug, waar jy dit slaan, en dan volgende een. En dan vat hy daai graan, daai gars, of as dit nou koring is, koringtyd, dan vat hy dit, dan gooi hy dit so in die lug, dan waai die wind, maar die wind moet bietjie waai. Dan waai die wind al die doppies weg, dit noem ons kaf. En dan val die saadjies weer, want dit is swaar. En dan hou dit aan so gooi, tot al die kaf weggewaai het, en dan het jy net saadjies oor op die korreltjies, die volgende een daar, en dan het jy garskorrels, dan lyk dit nou so. Nou vat jy daai, en dan kan jy dit kook, of jy kan dit braai in 'n pan, of op 'n warm klip, volgende. En so daar het jy gekookte gars, aan die linkerkant, lyk amper soos rys, né? En dan aan die regterkant, dis nou hoe dit lyk, dis wat Rut sou eet. Daar's nou daar 'n bietjie sampioene en eie ook in. Goed, baie dankie. So as hy tel op, en dan sê ons teks vir ons, vers 17, 'n eva gars. Nou ek het nou net vir jou gesê, is 22 liter, of 13 kilogram, en sê dit beteken niks vir my nie. Hoe groot is 'n verfdrom wat so groot is? 20 liter. So hierdie is 22 liter. Hoe groot is 'n sak meel wat so groot is? Ja, 10 of 12.5 suiker kan jy kry. So hierdie is 13 kilogram. Onthou nou, suiker is klein of meel is kompak, so dis seker nou nogal 'n groterige sak. So dis baie gars wat sy opgetel het. Nou ek het 'n sommetjie gaan maak. 22 liter, nou moet julle slim mense my help, want wiskunde is my domste vak gewees. So 22 liter, dis 22.000 milliliter, is ek reg? Is ek reg? Gedeel deur, hoeveel is 'n koppie? 250 ml. Gedeel deur 250, hoeveel koppies? 88 koppies gars. Hulle hoef net een te eet. Dan sit meer as genoeg vir 'n maaltyd. So hierdie is vir 3 maande. En dan moet jy byvoeg, dat sy eet nie by die huis in die middag nie. Sy eet sommer daar by die werk. En dan sy genoeg oor, het ons teks nou gesê dat sy kan huis toe vat.
dat haar skoonmaak kan hê om te eet. So die Here voorsien oorvloedig. En dan, vers 21 tot 23, wat sê, maar, Boas het gesê, ek kan sommer die hele oesseisoen op die plaas wees, en ek hoef nie na 'n ander plaas te gaan nie. Hy sê, wanneer sy werkers op die plaas, wanneer die mans nou vooruitloop, en die gars met sekels afsny, en dan loop die vroue agterna en tel op, ek kan sommer saam met daai vroue loop. Sy sê, ja, dis goed, bly maar liewer op daai plaas, want dis die tyd van die rigters. Julle onthou dit uit 1 vers 1, nee. Wat het in die tyd van die rigters nou weer gebeur? Almal doen wat reg is in hulle eie oor. Daar's baie moorde, verkrachtings, so hy sê, ja, dis sê almal vir haar skoonma, is beter maar, bly maar op sy plaas, anders as jy op 'n ander plaas gaan, daar sal dalk mans wees wat nare dinge aan jou doen. En so sy het nog hierdie tyd, en dan sê dit, in vers 23, sy het daai hele seisoen, garsseisoen en toe die koringoes, vir alles gebly. Hoeveel gars en koring dink julle het sy opgetel? Vrek baie, dankie. Dis presies wat die Hebreëus sê, vrek baie. Ja, wonderlik, is dit nie hoe die Here vir ons voorsien nie, nee? Die Here voorsien nie vir ons so met my sussie, toe sy klein was, dan kry sy 'n pakkie chips, en dan vra my pa, can I have one? Breek sy vir hom so 'n stukkie af. Die Here gee nie so nie, of 'n vriend op skool, hy het geleer, hy sê, nee, as iemand vir jou chips vra, nou gaan ons op 'n hockeytoer of 'n crickettoer, hy sê nie, as iemand chips vra vir jou, kom ek leer jou iets, jy hou jou die pak toe onder, jy druk hom so, en sê, hierso, as iemand ou wil chips, het nie sy hand diep kan indruk en jou chips vat nie. Die Here voorsien nie so nie. God vul nie net die kwota nie, hy voorsien oorvloedig. En dit sien ons van vers 14 se einde af. Rut het geëet tot sy genoeg gehad het, en dat oorgebly. En dan sê Boas in vers 15 tot 18, of vers 15, 16, 17, dan sê hy vir sy manne op die plaas, die werkers, dan sê hy, moenie haar verneder nie, moenie met haar raas nie, julle moet aspris van die koringare, of die garsare uittrek, en daar los vir hom op te tel. En laat sy sommer tussen die lande kom, sy kan dalk pluk. Nee, want dis nie wat die wet gesê het nie, die wet gesê wat hulle laat val het, kan jy optel. Die Here voorsien so oorvloedig vir Rut, en vir Naomi. Is dit nie hoe hy met ons is nie? Want hy gee vir 40 jaar, manna uit die hemel. 40 jaar, vir 'n paar miljoen mense. Die Here voorsien, hy breek visies en broodjies, dat hy 5000 gesinne voer, en as nie net so, net, ek het net genoeg gehad, ek is eintlik nog 'n bietjie jonger, nee, daar's 12 mandjies vol wat oorbly. Dan voorsien hy later vir 4000 gesinne, dan is daar 7 mandjies vol wat oorbly. Dis hoe die Here voorsien. Hy gee in oorvloed. Ek het dit beleef, baie in my lewe, maar 'n spesifieke keer, wat ek 'n baie slegte tyd deur is in my lewe. Sjoe, die Here het my oorweldig met sy goedheid. Baie mense wat vir my gebid het, mediese kostes is betaal. Dat ek nie betaal het, ek nie eens betaal vir die siekverlof, mense het betaal, gehelp en gesê, gaan met vakansie, hier's 'n gratis plek vir jou om te bly. Sakgeld inbetaal, dat dit net aanhou inkom, rus, word gesond, vakansie, geniet dit, al daai verwysings, gesondheid wat hy vir my teruggegee het, mense wat my ouer mans, wat my beraad het, wat my gehelp het deur daai tyd, my gehelp het in bediening, om deur te kom, my herstel het nie net in terme van gesondheid nie, maar my gesin gehelp het, want ek het op 'n tyd so te veel gewerk, en dat die Here daai goed kom regmaak het, en ek nie by my kinders se aktiwiteite gekom soos ek moes nie. Die Here se tugtiging was so genadig, so liefdevol gewees, geestelike groei wat hy gebring het, goeie vrugte in my lewe uit daai moeilike tyd voortgebring het. Die Here voorsien in elke behoefte voorsien hy. En ek wil vir jou sê, Rut het dit geleer, toe sy by daai ete sit, hierdie verbondsmaal, hierdie verbondsete, toe sy so baie eet, dat, ek het nou versadig en ek het nog oor, wat sy huis toe gevat het vir haar skoonma. Daar's 'n verbondsete vir jou en my ook. Wat noem ons dit? Die nagmaal. En wanneer jy by die nagmaal kom, moenie net onthou, die Here het gekom om my sondes te vergewe nie. Vat daai nagmaal as 'n teken, dat die Here vir jou sê, ek voorsien in elke behoefte. Hoekom sê ek die nagmaal wys dit?
Want hier is 'n versie. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom oorgegee het vir ons almal. Hoe sal hy ons nie ook saam met Jesus alle dinge genadiglik skenk nie? Sal God vir jou die grootste ding gee? Jesus se bloed wat gevloei het, sy liggaam wat gebreek is vir jou sonde. Maar daai ander behoeftes wat jy het in jou lewe, sal hy nie vervul nie. Nee, as hy die grootte vervul hy die res. Tweedens, die Here verlos. So eerste was die Here voorsien, nommer 2, die Here verlos. En dit is in vers 19 en 20, ek het dit reeds gelees. Eendag, toe het ek 'n behoefte. Ek het so voor die Here gekom en gesê, my kinders was klein, en ek het daar agter op en af gestap, en vir die Here hierdie behoefte gesê. Ek het gesê, Here, ek kort hierdie, ek het hierdie nodig, hier's hierdie krisis, hier's nog 'n probleem, en ek maak my sommetjies en ek sê, dit is 'n eislike bedrag, ek het dit nie, sal u voorsien. Die Here het vir my 7 maal soveel voorsien, 'n week of 2 later, 7 keer soveel. Ek het gedink, daai bedrag is so groot, ek weet nie hoe die Here dit gaan doen nie. Dus, ek was verstom, en dis hoe Naomi is. Hier kom Rut by die huis aan, sy het hierdie 22 liter of 13 kilogram gars, wat sy daar by die huis aanbring, plus dit wat oorgebly het van die ete, so is klaar gaar, Naomi hoef nie eens kos te maak nie, maak dit warm in die mikrogolf. En Naomi is verbaas. Sy sien hierdie goed wat Rut hier aanbring, en sy sê vir haar, waar het jy gewerk? Op wie se plaas was jy? Wie was so goed vir jou? Geseënd is daai man, dat die Here dit gedoen het. Sy is verstom, en ewe onskuldig, Rut in vers 19, die man op wie se plaas ek gewerk het, Boas. Sy weet nie wie is Boas nie. Sy sê dit so onskuldig. Nou, jy moet nou onthou, Naomi, sy het die glas so half leeg gesien, 2 men behind prison bars, one sees mud, the other stars. Naomi is een wat modder sien. En sy sê, die Here het sy hand teen my uitgestrek, die Almagtige het my lewe bitter gemaak. Ek het my man verloor, ek het altyd my seuns verloor, 3 begrafnisse. En sy sê, ek het vol weggegaan, ek leeg teruggekom. Sy sê nie, maar, Rut, hier is my skoondogter by my, sy is lief vir my, sy gee om vir my. En dis al wat sy kan sien, die glas half leeg. Nou skielik, nou verander haar klaaglied in 'n loflied. Want nou sê sy hier in ons teks in vers 19 in die einde, vers 19 laaste stukkie, nee, nie vers 19, vers 20, mag hy geseën word deur die Here wat nie nagelaat het om sy verbondstrou in die lewendes en die dooies te bou nie. Die Here het ons nie vergeet soos ek gedink het nie. God het ons nie vergeet nie. Kyk hoe goed is hy vir ons, kyk wat doen hy. Is amper soos, daai verbasing is amper soos as jy geld kort, en jy het nou niks, en die sakke is leeg, en die bankrekening is leeg, en daar ontdek jy R1000 onder jou klere. Ek het hiervan vergeet, jy is amper te bang, waar het ek dit nou weer gekry? En as jy bang om dit te spandeer, net as dit iemand anders sin. Maar so voorsien die Here, vir Naomi ook, dat die klaaglied word nou 'n loflied. En dit is so lekker, dit is so lekker. Maar dit gaan oor meer as geld hier. Dit gaan oor meer as die Here voorsien kos. Jy sien wat hy hier gebruik in vers 20, hy praat van verbondstrou. Hierdie is God se verbondstrou aan Rut en Naomi. Hy sê vir Naomi, ek het jou nie vergeet nie. Jy het gedink ek het jou vergeet. Jy het gedink ek's nie daar nie. Ek is daar. Dit is nie wat die Here doen nie. He sure mercies to David. His covenant with David, sy verbond, hy het 'n eed gesweer, hy breek nie sy belofte nie. God voorsien. En hy voorsien meer as gars, want hy sê aan die einde van vers 20, sê Naomi, die man is verwant aan ons. Jy sê Boas, weet jy wie's Boas? Ek bedoel nie net, hy is een van die rykste boere in die omgewing nie, Boas is familie. Ek het skoon vergeet van Boas. Hy is familie, hy is een van ons lossers. Nou weet jy wat sy losser? Dis wat Josua gelees het, in Levitikus 25. So wanneer jy arm word, soos Naomi, haar man is dood, al 2 haar seuns is dood, sy verloor die plaas, dan kan jou naaste familielid kom, en hy kan daai plaas terugkoop.
sodat jy nie ondergaan en al die familie-eiendom verloor nie. En dan is jy versorg. En so, Boas is een van hierdie. Hy is 'n losser en ons het presies dieselfde nodig. Ons het ook 'n losser nodig, want ons is net so arm soos Rut en Naomi. Ons is arm gelaat, die sondeval het vir ons van alles gestroop. Jy sien, vir Adam en al sy nageslag, sy nageslag, wat het Adam verloor toe die sonde in die wêreld kom, toe hy ongehoorsaam is aan God? Hy het sy onskuld verloor. Hy het sy verhouding met God het gebreek. Sy verhouding met sy naaste, sy vrou in hierdie geval, dinge is nie reg tussen hulle nie, want hulle begin mekaar blameer daar. En dan verloor jy die rustigheid van 'n wonderlike wêreld waar jy kan werk en vrugte pluk en is nie sweet en bloed en trane nie. Maar nou verloor jy dit. Nou gaan jy met die sweet van jou aangesig jou brood verdien. En nou gaan kinders in die wêreld bring en kinders grootmaak gaan nou vir jou baie trane bring en pyn bring. En dan verloor hy paradys. Word uit die tuin van Eden uitgestuur. Jy verloor toegang tot die boom van die lewe. En dit geld vir ons ook, want deur een mens het sonde in die wêreld gekom, deur sonde die dood, so die dood na alle mense versprei, want almal het gesondig, Romeine 5:12. En dan word jy ingedoen deur sonde. Want sonde beloof vir jou mooi dinge. Sonde beloof vir jou, nee man, as jy my vat, as jy hierdie kom doen, as jy hierdie lewe kom leef, kom net. En hy sit die wurm op die hoek. En dan katrol hy die hoek en jy dink, en hy trek jou nader en sonde beloof vir jou plesier en sonde beloof vir jou voorspoed, sonde beloof vir jou geluk, man, hy trek vir jou kaal uit, hy los jou met niks. Hy stroop vir jou. Hy los jou vuil en vletters en stikkend en dood. Dis wat sonde doen. En dis waar ons is armer as Rut en Naomi. Amper soos 'n man wat in ons gemeente was. Hy gaan na 'n tweedehandse karplek toe, koop 'n kar. Man, die ou beloof vir hom die mooiste dinge oor hierdie kar. Daai kar was 'n dud. Probleme met die ding gehad. Dis dit sonde doen. Hy is die tweedehandse verkoopsman en sê, kom koop hierdie lyk so mooi. Hy wys dit vir die mooi goed. Baie mense glo dit nie. Hulle dink nie sonde sal jou armer laat as Rut en Naomi. Nou in hulle geval was dit nie sonde nie. Ek trek nou net die illustrasie deur na ons toe. Mense glo dit nie. Hulle dink, nee, ek's nie arm geestelik nie. Daar's goed wat ek vir die Here kan gee dat hy my aanvaar. Kom ek gee my hart vir hom. En soos een predikant gesê het, wat wil hy met daai vrot hart doen? En ek weet, mense gebruik daai term, dis terloops nie in die Bybel ooit nie. Nêrens in die Bybel sê gee jou hart vir die Here nie. Dan dink mense, dis iets wat ek vir God kan doen en dan sal hy my aanvaar. Ander mense voel gerus en hulle dink, nee man, ons is nie geestelik arm nie. Ons kan sekere dinge vir die Here doen. My kinders wat losbandig lewe, daarom is hulle weer in die kerk en hulle weet nie die Here aanvaar dit nie. Want jy sien, inteendeel, jy sien Jesaja sê vir ons, wanneer hulle kom en hulle aanbid die Here, hulle bring hulle offers, hulle steek hulle hande op, hulle prys hom en sê, ek siek vir julle, ek sat vir julle feeste, ek sat vir julle offers, ek soek dit nie. Want jy gaan doen jou sonde in die week, jy leef losbandig en dink jy jou aanbidding is aanneemlik, vir my dit is nie. Hulle dink nie hulle is geestelik arm nie, of mense wat dink, hulle hoop as hulle kinders insien, en daarom kan hulle geloof bietjie meriete sit op hulle kinders se boeke. En dit kan nie. Want die geregtigheid van die regverdige sal op homself wees, nie op sy kinders nie, op homself wees. Jesegiel 18:20. En ek sê nie, jy het nie 'n invloed op jou kinders, 'n positiewe invloed nie. Ek sê net, jy kan nie die Here dien en dink, seën my kind in, nou plaas dit meriete op my kind nie. Dit doen nie. Tensy die Here ingryp, sal jy en ek en ons kinders vergaan van ellende. En dan prys ek die Here vir vers 20 se einde. Die man is een van ons lossers. Hy's familie. En dan kan ons dit deurtrek Nuwe Testament toe. He's a losser. Wat is sy naam? Jesus. Wie is dit wat daar kom uit Edom, uit Bosra, sy klere rooi van die bloed? Wie is dit? Die een wat sterk is, magtig om te red. Wie is hy? Sy naam is Jesus. Hoe weet ek dis Jesus? Want Jesus beteken verlosser. Dit beteken Yahweh verlos. Hy is die losser. Hy is die een van wie ons kan sê, hy is familie. Want hy kom ook van Adam af.
toe hy mens word, nee, sy geslagsregister begin by Adam in Lukas 3. Hy noem ons sy broers. Dis hy die een wat sê, ek verlos jou met my bloed. I redeemed you with my blood. Ek koop jou los, jy's arm, jy kan niks bydra vir jou redding om reg te wees met God nie. En dan kom hierdie een wat ryk is, en hy word arm sodat ons deur sy armoede ryk kan word. En hy betaal nie met goud en silwer nie. Wat sê Petrus, waarmee betaal hy? Met sy bloed, met sy eie lewe. So vir jou en my wil ek aanmoedig vandag om te bid soos Abraham en te sê, Here, moenie my familie vergeet nie, vir Lot daar in Sodom. O Here, onthou hom. En die Here het Abraham onthou, sê Genesis 19. Dis hoekom hy Lot gered het. En soos die Israeliete, hulle is slawe in Egipte, dit is swaar, hulle roep uit, en die Here het onthou. Hy het hulle nie vergeet nie. Hy het sy verbond met Abraham, Isak en Jakob onthou. So bid vir jou kinders, oupas, oumas, bid vir jou kleinkinders. En dan sê jy, Here, onthou my. Moet my nie vergeet nie. Hoor my gebede. En party van julle sê, maar ek bid al jare. Ek bid al jare. En ek sien nie vrug en antwoord op my gebede nie. Kom ek vertel jou net vinnig van Andrew Murray se pa. Party van julle weet nie wie is Andrew Murray nie. Hy was 'n predikant in 1800s in die Wes-Kaap en 'n bietjie in die Oos-Kaap ook. En daar het herlewing gekom in sy tyd. Andrew Murray se pa het vir 36 jaar elke Vrydag gebid vir herlewing. Elke Vrydag aand. Die Here het hom nie vergeet nie. En die Here sê vir jou vandag, sal die Here nie antwoord wanneer sy uitverkorenes dag en nag tot hom uitroep nie. Hy sal antwoord. Hy sal hoor wanneer ons bid. Die vraag vir jou en my vandag is, sal ons hom glo? Sal daar geloof wees in hierdie gemeente om die Here so vas te hou en te sê, U het gesê, Here, U sal my nie vergeet nie, hoor my. Vader in die hemel, dankie vir U woord aan ons harte, en wil U ook so net opnuut vandag na ons toe kom, na die paas en die maas hier, na die oupas en die oumas, na die enkellopendes, na elkeen wat bid vir daai verlorenes, na die persoon wat vir homself bid, en hy voel maar U antwoord my nie, Here. Sal U saggies kom praat na ons harte, spreek na ons harte, en kom sê vir ons, ek het jou nie vergeet nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan ons eers terwyl ons reg kry. So, Stefan, jy kan hier kom staan asseblief. So, voor ek vir Stefan gee om net so 'n paar woorde met julle te deel, sy getuienis, ek is so dankbaar vir hierdie geleentheid. Ek doop mense van tyd tot tyd, soos julle weet, nie baie nie, maar gewoonlik is dit mense wat van een gemeente na 'n nuwe een kom, en hulle ken al lank al die Here, en hulle sê, maar ek besef, die Bybel sê, as ek glo moet ek dit publiek bely deur die doop. Maar hier het ons 'n ander geval, van 'n man, wat 'n getuienis het dat die Here hom kom red het. 'n Nuwe bekeerling, dis so lekker. Ek het Stefan ontmoet, Stefan, was dit 2021, kan jy onthou wat se jaar? Ek het met julle gesels, ek het die begrafnis mos gedoen. 2023. Toe kom sit Stefan saam met sy pa in my sitkamer, en toe het ons 'n goeie gesprek gehad, en ek weet, het sou 'n groot eer vir Stefan gewees het, sy ma ook hier kon wees vandag, maar ons is baie dankbaar, sy pa is hier, en hier's ooms en tannies en neefies, en oupas en oumas, of nou, is nou nie heeltemal oupas en oumas, hier's familiebande. Maar dit is so 'n voorreg, toe ek met Stefan praat, ek het ons 'n goeie gesprek gehad oor die evangelie, ons het daarna weer, en ek het op die begrafnis gepreek, en toe het Stefan die jeug begin bywoon, en jy het sommer gou vriende gemaak, en toe is dit nie lank nie, toe is jy sonnaande daar in ons huis, nee, saam met die klomp jonges, na aandiens, hulle kom altyd sien, toe is vir ons so lekker, en Joshua en Stefan het al 'n paar evangelie gesprekke gehad, en Stefan het my ook alweer kom praat oor redding,
En uiteindelik, was dit einde laas jaar dat jy gekom het, net, ek dink so rukkie voor ek met vakansie is, toe sit ons al buite en praat. Was dit hierdie jaar? Regtig? Dis Januarie. Ja, okay, Januarie, dankie. 'n Jong brein en 'n ouer brein. en toe het Stefan met my kom gesels, en toe oor doop en oor lidmaatskap, toe praat ek eers oor redding met hom, en dit was so wonderlik om sy getuienis te hoor. So ek het hom gevra, ek kan kortliks net sy getuienis vir ons lees. Dankie Stefan, jy moet maar naby die mond hou. So amper soos 'n roomhuis. Ja. So gedurende 'n preek een Sondag het hom iwer gesê dat om 'n goeie mens te wees, my nie in die hemel sal kry nie. Aangesien ek nooit genoeg sal kan doen om al my sonde terug te betaal nie, het ek ook gesê dat niemand wat nie in Jesus glo in die hemel sal kom nie. Mettertyd het die Heilige Gees my meer van my sonde oortuig en ek het besef dat net Jesus my kan help. Hy het my gehelp deur 'n perfekte lewe te lei en aan die kruis te sterf in plaas daarvan dat ek gestraf word vir my sonde. My sonde maak my hartseer en ek verstaan dat ek elke dag daarteen moet stry. Ek wil graag meer van Jesus weet en die Bybel beter ken. Ek geniet die geselskap van ander jong Christene en ek wil graag tyd saam met hulle deurbring. Baie dankie Stefan, dankie. Ek en Stefan gaan gereed kry, terwyl Niels julle hier sal lei met die samesang. So Romeine 6 sê vir ons dat ons in Christus se dood gedoop is en dat ons ook nou saam met Christus opstaan in 'n nuwe lewe. En dis wat die doop vir ons uitbeeld. Wanneer jy onder die water ingaan, is die prentjie van word begrawe met Jesus. Wanneer jy uit die water kom, is die prentjie van opstaan saam met Jesus in 'n nuwe lewe. Stefan, ek wil jou vra uit Romeine 10 uit 2 vrae. Glo jy in jou hart dat die Vader sy seun Jesus Christus uit die dood uit opgewek het? En bely jy met jou mond dat Jesus Christus die Here is en nie net die Here nie, maar dat jy kan sê hy is ook jou Here? Ja. Wel, op grond dan van Jesus Christus se kruisdood vir jou sondes en sy opstanding uit die dood, gaan ek jou nou doop in die naam van die Vader en die Seun en die Kom ons bid saam. Vader, ek wil Stefan aan U kan kom opdra vanoggend. Dis 'n vreugde, Here. Net soos wat 'n baba gebore word, is hierdie doop vir ons maar 'n prentjie van wat reeds in Stefan se hart gebeur het. Dat daai tydjie terug wat hy met my gedeel het en wat hy nou vir ons getuig het voor die gemeente van hoe U ook in hom kom werk het, dat hy opnuut gebore is, nie uit reënwater nie,
maar uit die Heilige Gees gebore is. Nie die doop wat hom red nie, maar Christus, en dat hy dit nou in die publiek kon bely. Soos U ons opdrag gegee het, maak disippels, doop hulle, leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons bid U seën op hom en sy groei in Christus, en dat ons, veral die wat ouer is en langer met die Here stap, mooi vir hierdie jong man 'n voorbeeld sal wys, hoe om in Jesus se voetspore te volg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie Stefan. Goed, voor julle die laaste versie sing, wil ek net vir julle hier sê teenwoordig, wat Filippus gesê het vir die Ethiopiër, hier's water. As jy nog nie gedoop as 'n gelowige en hier's water, wat verhinder dat jy gedoop word?